Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg om U te aanbid, wat 'n voorreg om te kan stil word voor U aangesig, in kleinheid en erkenning. Vader Jahwe, ons is niks nie, en die gebed van ons hart vanmôre is dat ons ook werklik in ons kleinheid voor U, Vader Jahwe, want dis eers as ons klein is wat ons werklik U wil kan doen, solank ons nog in onsself groot is en onsself veiligheid vind, Vader Jahwe, dan is ons opstandig, dan is ons eie willig, maar wil U ons help om ook vanmôre voor U woord en voor U troon stil te word, werklik met daardie begeerte, nie ons wil nie, maar laat U wil geskied. Vader Jahwe, want U almag en die heerlikheid is so groot, en dis net deur U liefde, net deur U goedheid wat ons bestaan, en wat ons 'n wonderlike, hoopvolle toekoms en 'n verwagting het, en daarom ook vanmôre word U verheerlik onder ons, in elke hart, in elke gedagtegang, en vorm ons harte, laat dit vloei soos water, tot lof en tot eer van U wonderbare naam. Laat U naam dan onder ons geheilig word, laat U koninkryk gestalte kry, en laat U wil geskied. In Yeshua se naam bid ons dit. Halleluja. Amen. Geliefdes, kom ons sit gerus. Kom ons blaai saam na 1 Petrus 5 toe. 1 Petrus hoofstuk 5. Petrus hoofstuk 5. En ons gaan lees vanaf vers 1 af, 1 Petrus 5 vers 1, en ons gaan lees tot en met 1 Petrus 5 vers 1 tot en met vers 9 gaan ons saam lees. Kom ons lees daar saam vanaf vers 1 af. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en 'n getuie van die lyde van Messia is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Nou, ek kom nie terug daarin, so ek sê dit graag nou. Hierdie gedeelte, Petrus praat baie van die lyding van gelowiges, en hy praat van die lyding van Yeshua. As hy praat van die lyding van Yeshua, dan praat hy uitsluitlik die klimaks met Yeshua se sterfte, sy kruisiging, alles wat daarmee saamgepraat, maar waarvan praat hy nog? En hy praat veral in die gelowiges se konteks, praat hy van hulle verwerping van die wêreld. Die feit dat ons as gelowiges ons distansieer van die wêreld en dat daar gevolge is daarvan. Dat ons terwille van die evangelie vervolg word, terwille van die evangelie soms bespot word en te nagekom word, maar dit alles, en hy sien dit alles as hierdie lyding, so hou dit in gedagte. Die lyding gaan oor alles wat ek en jy prys gee, veral binne die konteks van vanmôre se boodskap ook, terwille van die evangelie. Soms is dit onsself. Soms is ons eie trots, ons eie gemak, ons eie wil. Dis deel van daai aflê van my lewe. Dit wat ons ly terwille van die evangelie is tot verheerliking van Jahwe, so onthou dit. Goed, nou gaan ons verder vers 2. Hou as herders toesig oor die kudde van Jahwe, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilligheid, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want Elohim weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hy maak dit baie duidelik. Een van die kenmerke van die gemeente is om in nederigheid mekaar te dien, om in nederigheid en ootmoed, nie in belangrikheid, nie in selfsug, nie in erkenning soeking nie, maar in diens aan mekaar. Vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek wil weer klem lê, wie sorg vir ons? Jahwe sorg vir ons. Vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, nou ons teksgedeelte. Wees nugter en waaksaam,
want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Tot sover lees ons saam. Die tema van vanmôre se boodskap is weerstaan die Satan, weerstaan die duiwel, weerstaan hom en die manier wat ons baie keer dink om te weerstaan, verskil van hoe dit in die praktyk plaasvind. Nou, wanneer ons dan nou vanmôre dit hanteer, dan kom dit vanuit Petrus se gedagte uit van dat daar 'n opoffering van ons kant af, juis om die Satan te weerstaan, te staan. Hoekom? Want hy loop rond so 'n brullende leeu, hy soek wie hy kan verslind. Die doel van die Satan is vernietiging. En daarom kan ons sê, wat ons almal weet, maar ons moet dit onthou. Ons is in 'n geestelike oorlog. Ons is aktief elke oomblik in 'n geestelike stryd betrokke. Dis nie sigbaar nie, maar dit is 'n stryd om jou en my hart, dis 'n stryd om ons gedagtes. Dit is daai wees nigter, wees waaksaam, want julle teestaan in die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Met 'n aksie, hy's besig om dit te doen. Al is die Satan 'n verslaande vyand, hoor mooi, loop hy steeds rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. En daarom, hom moet julle teestaan standvastig in die geloof. So, ons optrede moet dus gebaseer en gefundeerd wees in die geloof om dit te staan. En hoe hanteer ons dit? Nou, kom ons begin eers by die eerste stap. En ek wil dit graag vanmôre eenvoudig maak, sodat elkeen van ons dit kan verstaan, dat dit prakties in jou lewe kan plaasvind. Die eerste aanval van Satan is versoekinge. Die eerste aanval wat Satan maak op my en jou lewens, is om ons in die versoeking te bring, en ek lê klem, dis die eerste, want dit gaan aan, dis nie die doel nie. Die eerste stap is, die vyand plaas hier die versoeking op ons pad van begeerlikheid, gierigheid, welle, selfsug, jaloesie, daai begeerlikhede waarin ek en jy, waarin ons vlees aanklank vind. En dit kan 'n klomp dinge wees. Dit kan wees irritasies, dit kan wees 'n verskeidenheid van versoekinge. Wat is die doel van versoeking? Dat ek en jy moet sondig. Maar bly nou by my. Maar onthou, volgens die woord van Jahwe, is dit, moet ons erken dat ja, dis die Satan, die oorsprong van daai versoekinge kom van Satan af, maar waar lê die versoeking in jou en my lewe? In ons eie vlees. Dis my en jou eie vlees wat dit begeer. Die probleem is nie buite ons nie, die probleem is binne in ons. Ja, die mag, die bose mag, wat hierdie dinge bewerk, is absoluut die oorsprong is Satan self, maar die oorsprong vir my en jou eie versoeking kom uit my en jou se eie vlees uit. Onthou nou Jakobus 1, terwyl ons daar is, blaai gou om na Jakobus 1 toe. Net so 3-4 bladsye vroeër in toe. Jakobus 1 vers 14. Net om dit te anker. Vers 13 kan ons net sê, saam lees, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur Jahwe versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Goed, kom ons verduidelik gou net vinnig en kort. Die Satan is die argitek van sonde. Satan is die argitek van die doel van die Satan is om die sonde voor te bring. Maar daai sonde het ook gestalte gevind in ons eie vlees, deur ons gefalle toestand. En daarom kan ons sê, weerstaan die Satan, weerstaan die versoekinge, maar daai versoekinge is ook gesetel in jou en my vlees. En daarom kan ons nie sê, dis Jahwe wat ons versoek nie, ek word versoek deur my eie vlees. Maar weet julle wat mooi is? Dis nie die tema nie, maar bly gou by my. Elke versoeking is 'n geleentheid tot vrug. Want of ek kan toelaat dat my vlees regeer, of ek kan in die gees regeer en Jahwe verheerlik. Daarom kan Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit loutere, vreugde my broeders wanneer julle allerhande versoekinge val, want dit bewerk lydsaamheid. So daar's 'n tweeledigheid. Aan die een kant is die Satan se doel van versoeking tot die val, en dis waaroor ons fokus vanmôre. Maar vir die kind van Jahwe kan oor die versoeking triomfeer, en daarom kan Jakobus sê, ag dit loutere, vreugde my broeders, want dis wanneer ek juis vrug dra. Want onthou, of die keuse die vlees of die gees. As ek toegee aan die versoeking, hoe lyk die vleeslike optrede? Woede, jaloesie, bitterheid, gierigheid, welle, selfsug, eiewaan, al daai ding. As ek dit oorwin, selfbeheersing, nederigheid, lankmoedigheid, geduld, is almal by. So dis daai twee kante. Ons is nou vanmôre eers aan hierdie kant, want dis die eerste stap, dis nie die einddoel nie. Dis eers die eerste stap.
En wanneer ons dan nou versoek word deur my eie vlees en ek struikel deur woede, deur irritasie, deur hoerery, onreinheid, afgoderry, Galasiërs 2, vyandskap, twiste, jaloesie, woede, naaiwer, tweedrag, partyskap, onvergewingsgesindheid, bitterheid, hebsug, afsig, afguns, dis die eerste stap. Ek gee toe daaraan. Die oomblik as ek daartoe gee daaraan, dan struikel ek. En dan kom die tweede aanval. En dis belangrik. Die eerste aanval is die oorspronklike struikeling. Die tweede aanval, daai tweede deel, nou, en dis die struikeling self is nie die einddoel van die Satan nie, dis die gevolg daarop wat volg. Die oomblik wanneer jy struikel, en ek sê dit op 'n baie mooi manier, is hy daar om wat te sê? Om vir jou te verduidelik hoe swak jy is. Om jou aan te kla. Wat is een van die name van die Satan? Die aanklaer. En dan is hy juis daar om nie net as soeker nie, dis die eerste stap. Die tweede stap is hy as die aanklaer. Eers plaas hy jou en my in die versoeking, deur ons eie vlees ook, maar dan is hy daar om ons aan te kla en vir ons te sê, jy is nie waardig om Jahwe te dien nie. Kyk wat het jy gedoen. Dit help nie jy probeer nie. Dit help nie jy wil Jahwe dien nie. Dit help nie jy poog om Jahwe te dien, want jy kan nie. Hou eerder op bid. Moenie nou Bybel lees nie. Jy kan nie as jy so onheilig is Bybel lees nie. Hou op met hierdie dinge. En ek wil vir 'n oombliekie stil staan en ek wil sê, dis al 'n geruime tyd dat ons oor hierdie tema so 'n bietjie handel. En ek wil regtig klem lê daarop dat ons vanmôre werk maak daarvan in ons lewens. As daar van ons is wat worstel met hierdie beginsels, maak werk daarvan. Jahwe lê dit al klem vir 'n verskeie kere vir ons as gemeente op ons harte, laat ons gehoor gee daaraan. Want saam met dit, onthou, saam met hierdie gedagte van my eie verwerping, lê die ander kant ook, wanneer ander struikel. Party van ons worstel met selfverwerping en ek en jy staan daar voor Jahwe en sê, ons is so onheilig, ons kan Jahwe nie dien nie. Maar daar's ander van ons wat weer na ander kyk en sê, hy het gestruikel, kyk hoe sondig is hy. In hy onvergewingsgesindheid. En daar's twee kante, ek vergewe myself in Yeshua, bewustheid van sy genade en vergifnis, maar die ander kant is, ek vergewe ander en ek is bewus van sy vergifnis en genade vir ander. Want dieselfde doen ons teenoor ander, en ons sê, kyk wat hulle gedoen. Hulle kan Jahwe nie dien nie, hulle kan nie aan Jahwe behoort nie, hulle kan nie. En wie is die sprankelende voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament? Die Fariseërs. Dankie tog ek's nie soos hy tollenaar nie. Dankie tog ek doen nie dit nie. Dankie tog ek doen nie dit nie. En hou dit nou in gedagte vir waarna ons nou op pad is. En dis die eintlike fokus, want wat gebeur? Kom ons begin eers by wanneer ek gesondig en ek voel onwaardig. As die Satan kan kom en hy kan 'n skeiding tussen ons en Jahwe inbring, daar is nie. Jahwe se liefde oorwin dit, maar ek en jy voel partykeer asof daar 'n skeiding is en ons onttrek van Jahwe. Wie van julle het wou al weer sonde nie bid nie? Wie van julle wou al weens uitdagings in jou lewe nie Bybel lees nie? En jy voel amper, maar ek is so verlore, ek kan maar net sowel ophou. En dis die groot aanval van die Satan. Nie die oorspronklike sonde soseer nie, maar daai ervaring, want geliefdes, dis vernietigend tot 'n lewe. Maar dieselfde ook, wanneer ek byvoorbeeld nou oom Roelof kyk en ek sê, Jesus, oom Roelof het dit en dit en dit gedoen, hy kan nie 'n kind van Jahwe wees nie. Wat gebeur daai oomblik? Ek distansieer my van hom en ek kan hom nie lief hê nie. En die oorlog, geestelike oorlog word absoluut gewen deur die Satan. Want dit bring skeiding. En die hele doel is eenwording in die evangelie. En daarom is dit 'n baie belangrike. Die doel van Satan is juis daai skeiding in jou denke, in daai liefdeloosheid. Die Satan kan die ware kind van Jahwe, hoor mooi, nie uit Jahwe se hande ruk nie. Maar wat kan hy doen? Hy kan vir jou en my die gevoel oortuig dat ek en jy nie meer Jahwe se kinders is nie. En hy kan jou en my probeer oortuig dat ons so sondig is. Maar wat kan hy ook verder doen? Hy kan my oortuig dat oom Mac of oom Roelof of wat ook al so boos is, ek hoef hulle nie lief te hê nie. Ek hoef hulle nie te vergewe nie. Want ek het al 10 maal vergewe en hulle doen dit alweer. Julle, so maklik kan ons verstaan, ek het te veel gesondig, of hy het te veel gesondig. Ek het al te ver gegaan, hy het al te ver gegaan. Albei kante is dieselfde kant van die muntstuk. Ek kan Jahwe nie dien nie, hy kan Jahwe nie dien nie. En ek wil vanmôre eerlik met elkeen van ons praat en toets watter is die uitdaging in jou lewe.
Dalk het jy nie daai verwerping wat jy ervaar nie, maar dalk is jy veroordelend teenoor ander. Dalk is dit vir jou maklik om na ander te kyk en te sê, kyk wat het hulle nou weer gedoen. Kyk wat doen hulle nou weer, kyk hulle optrede, hoe kan hulle Jahwe wil dien? Daardie persoon is so boos en daardie persoon is so moedswillig en daardie persoon is aspris en daardie persoon hou aan daarmee. En dis hoe ons baie keer daaroor dink. Julle, ek wil vir 'n oomblik stil staan by Petrus. Petrus, hierdie man by wie Yeshua stil staan en hy sê, op hierdie rots, op hierdie belydenis, sal ek my gemeente bou. En julle ken almal die verhaal van Petrus. Petrus wat daar staan en hy sê, in sy eie trots, maar voor dit nog kom Yeshua by hom en hy sê, Simon, kyk die Satan het vuriglik begeer om jou te sif skoring. Die Satan wou jou tot 'n struikeling bring, maar Petrus, ek het vir jou gebid. Julle, en as daar een ding is wat ons vanmôre vir mekaar kan sê, die grootste genade is Yeshua wat vir ons bid. En ek wil hê julle moet dit hoor, wanneer die Satan kom om jou en my te wil sif, om jou en my te wil laat struikel, maak nie saak wat die sonde is nie, maak nie saak wat die boosheid is nie, dan kan ek en jy sê, maar ons het 'n verlosser wat vir ons bid. Yeshua sê, maar ek het vir jou gebid. En daai krag is groter as my sonde. Daai krag is groter as my swakheid en my nietigheid. En dis wat ons bely. Wanneer Yeshua daar vir hom sê, Simon, dan weet Yeshua wat voor lê. Dan weet hy, Petrus wat daar gaan staan en sê, meester, ek is so groot en sterk, ek sal al gee almal u prys, ek sal nie, al moet ek sterwe. Dan weet Yeshua, net 'n paar dae later gaan hy daar staan, en hulle gaan vir hom sê, is jy nie 'n volgeling van hom nie? Nee, ek is nie. Maar ek is seker ek jou gesien, nee, dit is nie so nie. Maar jy is verseker, ek sweer, ek ken hom nie. Yeshua het dit geweet. Maar sy woord is, ek bid vir jou. En dis ons belydenis, as kinders van Jahwe is ons belydenis nie ons eie grootheid nie, nie ons trots nie, nie ons gemak nie. Ons erken, ek en jy is 'n Petrus wat daar staan en sê, ek sweer ek ken hom nie deur my optrede. Maar sy woord is, ek bid vir jou. Dis ons hoop. Ons het geen hoop om te sê, ek sal nie soos Petrus dit doen nie. Ons het een hoop, ek bid vir jou. En geliefdes, is daardie, wanneer Petrus die derde keer in daardie haan kraai, dan kan ons net ons voorstel, wat gaan deur Petrus se hart, wanneer hy daar voel, ek het die Messia, ek verloor. Tog is Jahwe se genade groot. Wanneer hy weer aan Petrus verskyn, dan is dit daar by die see, kan julle onthou, in die einde van die evangelie van Johannes. Nou wil ek eers vra, hoeveel keer het Petrus Yeshua verloon? 3 keer wat hy hom verloon. Hoeveel keer vra Yeshua daarna vir hom, het jy my lief? 3 keer. Dit is so mooi daai herstel, om terug te keer, en te sê, Petrus, al het jy dit gedoen, het ek jou vergewe. Het ek vir jou gesterf, en ek het vir jou gebid, en ek het jou lewend gemaak. En daarom, geliefdes, ons fokus is nie op my en jou vlees, op die vlees van die mense om ons nie, ons geliefdes nie. Ons fokus is die wonderbare werk van die lam, wat gesterf het en opgestaan het, en sê, ek het jou lief. En hy het ons lief. En daarom gee hy vir ons 'n roeping, gee hy vir ons 'n verantwoordelikheid, om werklik waar in daardie voorbeeld van Yeshua te volg. Lukas 15 vertel vir ons daai verhaal van die verlore seun, kan julle dit goed onthou? Hy verlore seun wat gaan, en hy gaan die gruwelike sondes gaan doen, en hy vat sy erfporsie van sy pa, en hy mors dit alles uit, en hy land daar tussen die varke. En hy sê, ek is nie eens werd, om na my pa se huis te gaan, en te sê, ek is die seun nie. En hy is nie, want hy het roekeloos gehandel, maar die pa se hart is anders. En ek en jy is nie werd om kinders van Jahwe te wees nie, nie een van ons nie. Maak nie saak hoe oulik ons dink ons is nie, nie een van ons is waardig, van Jaak daar agter tot Nicole voor, nie een van ons is waardig om kinders van Jahwe te wees nie, dis net deur sy genade alleen. En daarom roem ons in niks nie, daarom het ons geen voete om op te staan nie, behalwe op genade, op genade, op genade, om te sê, Jahwe, wie is my genadig?
Ek kan nie kyk met veroordeling na die een langs my nie, want ek is die een wat daar tussen die varke sit. En ek is die een wat daar dink en sien in my eie vuilheid daar tussen die varke, en ek het begeer om die pele te eet, en hulle gee nie eens my die pele om te eet nie, want ek en jy is niks. Behalwe by een plek. Terug by die Vader se huis. Julle, en dis die onbeskryflike, wanneer hy daar omdraai en hy gaan terug na sy pa se huis toe. Daai beeld van my en jou wat terugkeer na die Vader se huis, daai beeld van die 10 stamme wat terugkeer na die Vader se huis toe. Ja, weet julle, vir 'n oomblik wil ek dis sê, die heilige God wat brand in heiligheid, waarby geen onreinheid is en kan kom nie. Wanneer daai seun na hom toe kom, en as dit gaan oor die heiligheid van Jahwe, dan moes daai seun vernietig gewees het, maar onder die bloed van die lam kan daai seun na sy pa se huis toe teruggaan, en sy pa kan hom omarm en hom gryp en sê, jy is myne. En dit doen Jahwe met jou en my. Ek en jy, hy bose, vuil, liefdelose sondaar, kan deur die offer en die bloed van Yeshua voor hom verskyn. Ons as volk wat boos is en vuil is en hardkoppig en eiewillig, kan terugkeer na die Vader se huis deur sy liefde. En daarom moet ons onthou, wat is die woorde wat Jahwe tot ons spreek, en wat is die woorde wat die Satan tot ons spreek? Die Satan se woorde tot jou en my, jy is nie waardig nie, jy's 'n sondaar, kyk hoe lyk julle. En is daar gronde daarvoor? Verseker is daar gronde, maar wat vergeet hy, wat laat hy na? Die offer van Yeshua. En dis wat ons bely. Kan die Satan met reg, onthou wat sê Sagaria 3. Sagaria 3 staan Joshua daar, die verteenwoordiger, die hoofpriester namens die volk, en hy staan daar met sy vuil ou klere. En die Satan kla hom aan. En die Satan kan. Die Satan het 100 maal die reg om jou en my aan te kla, want ons is skuldig. Stop. Daar is een ding wat verskil. En dis die offer van Yeshua. En daarom terwyl hy daar staan, Sagaria 3, praai gou saam na Sagaria 3 toe. Daai pragtige beeld van jou en my. Sagaria hoofstuk 3. Terwille van die kinders net so voor Maleagi, Sagaria 3. Kom ons lees daar vers 4. Agter die wille van die wat dalk nog nie gelees het nie, kom ons lees vanaf vers 1 af. Daarna het hy my, Joshua die hoofpriester, laat sien, terwyl hy voor die engel van Jahwe staan, en die Satan aan sy regterhand staan, en hom aan te kla. So ons het hierdie voorbeeld, wie is die engel van Jahwe? Yeshua self. Ons het Yeshua, ons het die Satan, voor Jahwe, vers 2. Toe sê Jahwe aan die Satan, mag Jahwe jou bestraf, o Satan, jy mag Jahwe van Jerusalem verkies het, jou bestraf, is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. En Joshua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feestelike klere. Daarop sê ek, laat hulle 'n reintulband op sy hoof sit, en hulle het die reintulband op sy hoof gesit, en hom die klere aangetrek, terwyl die engel van Jahwe daarby staan. Joshua is hierdie beeld van die volk. En hoe lyk die volk as hoofpriester? Onthou, die hoofpriesters tree altyd vir die volk in. Die hoofpriester, wanneer hy in die allerheiligste ingaan op die groot versoendag, doen hy dit namens die volk. En hy staan daar in sy vuil klere en hy is skuldig. En Jahwe sê, vat sy vuil klere weg. En die Satan staan daar om hom aan te kla. Kyk hoe vuil is hy, kyk hoe sleg is hy, kyk wat het hulle alles gedoen. Kyk hoe het hulle teen U gemurmureer, kyk hoe het hulle teen U opgestaan, kyk hoe het hulle afgode aanbid, kyk hoe het hulle al hierdie dinge gedoen, en dis net deur Yeshua se genade, wat Jahwe sê, vat sy klere en nie net trek hom nuwe klere, trek hom feestelike klere aan. Trek hom daardie volheid aan van my oorwinning. Weer was onbeskryflik. Dat ek en jy die erfenis kry van Yeshua. Dit is daai genade. Want hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons geword, sodat ons kan word geregtigheid in hom.
Dis ons lewe. Julle, as daar een ding is wat ons bely, as daar een ding is wat ons getuig, ek wat so boos is, het genade ontvang toe hy wat geen sonde geken het nie, vir my sonde geword het, en my sy geregtigheid gegee het, sodat ek sy erfenis kan ontvang. Dit is die evangelie. Uit genade is julle gered. Toe ons nog sondaars was, Romeine 5 vers 8, en daai fondasie, as ek en jy moet dit onthou, en ek wil dit herhaal en herhaal en herhaal, want as ons dit nie onthou nie, dan roem ons in onsself, as ons dit nie onthou nie, dan veroordeel ons mekaar, as ons dit nie onthou nie, dan wil ons nie vergewe nie, dan wil ons nie verdra nie, dan wil ons in onsself ophef. Geliefdes, ek wil 4 tekste vir ons lees na aanleiding hiervan, en ek wil so klem lê, ek wil amper sê, ek kan amper net 'n hele diens vat en net dit lees, net dit oorlees en oorlees en oorlees en oorlees en oorlees, want ons moet dit waaragtig hoor. Blaai saam met my na Matteus 6 toe. En ek wil daarmee sê, dit is al 'n geruime tyd dat ons oor hierdie tema handel, en my gebed is, as daar iemand is wat nog nie gehandel het met hierdie dinge nie, handel daarmee, moenie uitstel nie. Matteus 6 vers 14 en 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Julle, ek vergewe nie vir Kloppa, oor dat Kloppa so wonderlik is nie. Ek vergewe Kloppa met vrymoedigheid, want Jahwe het my vergewe. En ek vergewe Toby, en ek vergewe oom Dries, en ek vergewe vir Jacques, en ek vergewe elkeen met een rede. Hoekom? Want Jahwe het my vergewe. Ek kyk nie na Kloppa nie, want hoor mooi, as ek na Kloppa kyk, gaan ek 10 redes kry hoekom ek hom nie moet vergewe nie. Hoor my mooi vanmôre. As ek na Kloppa gaan kyk, gaan ek 10 redes kry hoekom ek hom nie moet vergewe nie. Want, maar ek vergewe hom nie oor wat hy doen, ek vergewe hom oor wat Yeshua gedoen het. Dit moet ons onthou. Ons fokus is nie myself. En ek vergewe myself nie, ek is nie waardig nie. Ek kan 10 redes kry hoekom ek nie myself moet vergewe nie. Ek kan 100 redes kry hoekom ek nie myself moet vergewe nie. Maar ek kan in die bloed van die lam deur die geloof sê, hy het my vergewe. En as ek dit nie doen nie, is dit ongeloof. As ek nie doen nie, dan sê ek is belangrik as die offer van Yeshua. Sy offer is groter as ek en jy. 1 Johannes 4 vers 20. 1 Johannes 4 vers 20. Hoor hierdie geweldige woorde. 1 Johannes 4 vers 20. En dis nie net woorde nie, dit is die evangelie. As iemand sê, ek het Jahwe lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Maar nou wil ek en jy vir mekaar sê, nee, ek haat hom daarom nie, dis net dit of dit of dit. As jy jou maat, as jy nie lief het nie, as jy nie lief het nie, staan jy skuldig. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy Jahwe lief hê wat hy nie gesien het nie? Julle, dit is, vir 'n oomblik wil ek gou stil staan, ek wil dit weer herhaal. Daar's 2 dinge waarvan ons afgode maak. Myself en ander se optrede, sodat ek nie die genade van Jahwe kan sien nie. Want as ek die genade van Jahwe kan sien, dan wil ek myself vergewe, dan wil ek ander vergewe. Hoor mooi. As ek waarlik die genade van Jahwe vir my ervaar en sien, kan ek nie anders as om myself te vergewe en my naaste te vergewe. Daarom, vers 21, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat Jahwe lief het, ook sy broeder moet lief hê.
julle, dis die evangelie. Sonder dit was ek en jy verlore. Sonder dit was ons Jahwe se liefde vir sy volk. Jahwe se liefde vir jou en vir my, is dit wat ons red. Nie onsself nie. Efesiërs 4 vers 32. Ek wil graag, voordat ek verder gaan, dit ook noem. In jou stryd teen sonde is die grootste krag, want onthou, die bewustheid van Yeshua se offer is nie 'n toelating dat ek net roekeloos kan aangaan nie. Daar is nie 'n groter krag wat jou en my help om die sonde te oorwin, as om bewus te wees van Jahwe se vergifnis nie. Jahwe se vergifnis is nie 'n vrye kaartjie tot sonde nie. My bewustheid van Jahwe se vergifnis roep my juis om nie te sondig nie. Werk juis in my om nie te sondig nie. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos Elohim ook in Messia julle vergewe het. Ek wil op 'n mooi manier sê, waar skryf ons hierdie toetsie meeste? Met ons familie. In daai binnekring. Dis waar ons daai toets skryf. En dan weier. Daarom kan ons die vraag vra, wanneer ek struikel in sonde, of wanneer iemand wat ek ken struikel in sonde, wat moet my optrede wees? My bewustheid van Jahwe se goedheid. En my bewustheid van Jahwe se goedheid roep my om, as ek is wat struikel, by die genade troon te gaan buig. As ons sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons oortredinge te vergewe. En as iemand anders teen ons gesondig het, dan moet ons daai lewe van Yeshua lewe deur te sê, ek wil graag vergewe, ek wil vinnig wees om te vergewe, ek wil vinnig wees om verdraagsaam te wees. Ek wil vinnig wees, en daarmee keer ons nie die slegte goed nie. Daarmee sê ons nie net gaan aan met die verkeerde nie, glad nie. Maar die vergifnis is baie keer dit wat iemand help om sonde te oorwin, om ongeduld of woede of jaloesie of wat ook al is, te kan oorwin. Moenie die leuen glo nie. Moenie dat die Satan jou die leuen oortuig, jy kan Jahwe nie dien nie. Of daai persoon kan Jahwe nie dien nie. Daarom, wanneer ons val, gaan buig voor Jahwe. Wanneer iemand anders val, gaan buig voor Jahwe vir hom. In plaas van om te skinder oor wat hy verkeerd gedoen het. Hoe baie keer, kyk gevinnig vir my, hoe baie keer, Oom Dries, wanneer ons iemand anders sien sondig, is ons nie vinnig op hulle, of om te skinder daaroor, of om te praat daaroor, hoeveel keer bid ons vir hulle? Hoeveel keer bid jy vir die om jou wat struikel? Hoe baie keer bid ons juis vir die waarvan ons nie hou nie? Sê Jahwe, help hulle. Hulle het U nodig. Dis die evangelie. Wanneer hulle daar staan en Yeshua vir hulle bid en hy sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle geesel hom, hulle spoeg hom, hulle vloek hom, hulle slaan hom en hy bid vir hulle. Dis ons voorbeeld. Liefdes, ek sê met soveel liefde. My gebed is dat ons as gemeente daai voorbeeld sal volg. Daai vergifnis, daai lankmoedigheid, daai goddelike ingesteldheid. Van die fokus is nie ons nie. Die fokus is Jahwe. En ek wil einde se kant toe staan en ek wil sê, ons posisie voor Vader Jahwe rus nie op ons prestasie nie, maar op Yeshua se offer. Ons posisie voor Jahwe is alleenlik op sy offer gebaseer. Die vyand sê vir jou en vir my, oor onsself en oor ander, jy is nie waardig om Jahwe se kind te wees nie, want kyk wat jy gedoen. En hy sê dit van ander, daai ou kan nie dit wees nie, want hy het dit gedoen. Wat is ons belydenis in Yeshua? Yeshua se geregtigheid is volmaak
en my en jou swakheid verander dit nie. Dat sy geregtigheid doen, dit roep ons tot 'n buiging voor hom. Daar is dan nou, Romeine 8 vers 1, hoor hierdie woorde, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Yeshua Messia is nie. Hoor mooi. Julle vir 'n oomblik bly gou by my. Ons wat baie keer, dalk het ek iets teen Kloppa het iets teen my gedoen. Hoe weet ek, Kloppa het nie klaar vergifnis gevra daarvoor nie? Hoe weet ek dat Kloppa nie al baie trane veroorsaak het voor Vader Jahwe? En bly gou by my, want ek wil 'n wetlike benadering daartoe hê. In die ou verbond, onder die wet, as ek iemand valslik beskuldig het, watter straf kon ek kry, as ek hom valslik beskuldig het? Die straf wat hy sou gekry het. So hoor mooi, as ek vir Kloppa beskuldig het, hy het moord gepleeg, en Kloppa was onskuldig, dan kon ek doodgemaak word, as dit gevind is, ek het hom onskuldig. Die straf wat ek verkeerlik, wat op hom sou wees, word op my toegereken. Hoor nou mooi. As ek vandag, as ek en jy 'n sonde begaan het, en ons vra belydenis vir Jahwe daarvan, vergewe Jahwe ons. Amen. Wanneer ek dit nog teen Kloppa hou en hom aankla, pas op dat ek nie die straf kry wat Kloppa sou gekry het. Bely eerder die vergifnis van Jahwe. En daarmee sê ons nie, duld ons nie dit wat verkeerd is, om altyd mekaar bemoedig vir die goeie. Maar weet julle wat is ons geneigtheid? Ons geneigtheid is om dit nog te skinder van mekaar, en te oordeel, en iets wat iemand iewers verkeerd gedoen het. Iewers was iemand ongeduldig, iewers was hy dronk geweest, iewers het hy iets gedoen, en ons onthou dit nog al die pad. Ons mag dit nie doen nie. Daarom, wie sal beskuldiging inbring? Romeine 8 vers 34. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van Jahwe? Hy is dit wat regverdig maak. Julle, hoekom? Ek wil mooi vra, dat toe ons na mekaar kyk, elke familie, elke huisgesin, elke gemeente, en by jou werk, wie is dit wat beskuldiging kan inbring? Jahwe is dit wat regverdig maak. Wie is jy? Jahwe sal 'n regverdige oordeel vel. Dis nie my en jou werk nie. Daarom, geliefdes, as ek dit alles eenvoudig moet opsom, my sonde, of iemand anders se sonde, iemand anders se swakheid, definieer hom nie. Yeshua se offer definieer jou en my, as gelowiges. En weet julle wat wonderlik is? Sy genade is so groot, waar ek en jy ongeduldig is, waar ek en jy partykeer onvergewensgesind is, waar ek en jy soms geïrriteerd is, waar ek en jy fyn geraak is, waar ek en jy jaloers is of bitter is, of wat, sy genade vir my is so groot. Ek leef nie uit my prestasie uit nie, ek leef uit sy voltooide werk, en dis hoe ons na mekaar kyk. En ons kyk na mekaar, en ek wil hê ons moet hoor, ons kyk na mekaar in liefde, as broers en susters wat almal swak is, wat almal dalk 'n verlede het van swakheid en struikeling, en vandag nog dom dinge doen en struikel en alles, maar ons lewe in die genade van Jahwe en die verwagting van sy koms. Die vyand wil graag hê dat jy moet fokus op die mens, en wat die mens doen en nie doen nie. Die evangeliese fokus is op Yeshua se volmaakte werk. En ek wil afsluit hiermee. Vergifnis is een van die hoogste forme van aanbidding wat daar is. Om te vergewe is een van die hoogste vorme. En onthou, jou vlees gaan nie wil nie. En ek wil vanmôre ook praat met iemand wat dalk al jare 'n bitterheid het, of baie lank teen iemand 'n saak het, en dalk het jy die volste reg, dalk het iemand anders jou benadeel, geweldig skade aangedoen, dalk voel jy dat jy die volste reg. Jou vergifnis bring jou eie vryheid. Jou vergifnis is, hoe lank het ons as volk nie teen Yeshua gesondig nie?
Hoe skuldig staan Israel nie teen Jahwe nie. En dit kan wees dat iemand al 20 jaar dalk jou benadeel, 20 jaar, maar jy gaan vrykom om te vergewe. Jy gaan oorwin om te vergewe, want dis die krag van God. Vergeet van jou vlees, vergeet van hoe jy voel, vergeet van die fokus op jouself. Jy doen net wat Jahwe sê ons moet doen. Dis al wat ons doen. En daarom, vergifnis is een van die hoogste vorme van aanbidding. Die aanvaarding van my eie vergifnis. En die gee van vergifnis aan ander. Ek sluit hiermee af. Vergifnis is nie opsioneel nie. Vergifnis is 100% 'n vereiste deur die woord van Jahwe. Jahwe vra nie vir my en vir jou, wil jy vergewe? Het jy lus om vandag te vergewe? Kan jy? Nee, hy sê, jy sal vergewe. Want hy wat nie vergewe nie, sal ek nie vergewe nie. En dis die evangelie. My en jou werk is om waarlik daarin getrou te wees. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wanneer ons voor U staan, dan wil ons regtig in kleinheid voor U buig en ons wil erken, Vader Jahwe, almal van ons worstel soms om vergifnis te gee of om ons eie vergifnis te bely. Vader Jahwe, so dikwels laat ons toe dat ons dit koester en onsself daarin verlustig. Vader Jahwe, wil U ons regtig help om met die gesindheid van Yeshua elke dag te handel. Met daardie ingesteldheid dat dit vir ons 'n wonderlike voorreg is om onsself te kan vergewe en ander te kan vergewe. Omdat U vir ons daardie voorbeeld gestel het. Geliefdes, Vader Jahwe, wil U ons help dat ons geliefdes, dat ons kollegas, dat ons families, dat ons vriende met daardie liefde van Yeshua sal hanteer. Vader Jahwe, so dankie dat ons dit mag vra, omdat Yeshua reeds vir ons die voorbeeld gestel het. Al die lof, al die eer kom U toe. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. Voordat ons afsluit met ons laaste lied, ek wil tog net graag sê, die hele evangelie, wat is die hele kern van die evangelie? Die vergifnis van ons skuld. Daarom is dit 'n integrale deel. En mag dit wees dat ons dit leef. Nie vir mense nie, tot eer van Jahwe, dat ons daarin getrou wees.